Ja, afgelope week was daar nou weer die landwyse onluste en optogte en protes en selfs vorme van geweld. Mense is al ewig besig om te staak en protes aan te teken en af te breek wanneer hulle ongelukkig is. Hierdie keer is dit oor onwettige immigrante, dan is dit oor krag wat af is, dan is dit oor 'n korrupte politikus. Daar's altyd geweld en onlus en opstand. Dan daarteenoor kry jy ander groeperinge wat sê nee, maar ons is ook nie gelukkig met dinge wat in die land gebeur. Ons is ook ongelukkig met die krag wat af is of onwettige immigrante wat oorneem of die verval wat daar is van die staat. Ons is ook ongelukkig daarmee, maar eerder as wat ons gaan protesteer, eerder as wat ons gaan protes aanteken en gaan staak en optogte gaan reël ons 'n optog van 'n alternatiewe formaat, 'n protes van 'n alternatiewe formaat en dit is ons bou. Julle reg vir dit? Is dit reg? Ja. Here, dankie dat ons weet ons gaan nou die lang pad aandurf om 'n verskil te gaan maak in 'n ander gemeenskap sodat hulle ook ergens hopelik vir hulle self daardie verskil kan maak. Here, behoed en bewaar ons op die pad, seën ons en gee dat ons sal onthou dat alles wat ons doen, ons ter wille van U naam doen. In U naam alleen. Amen. Amen. Right manne, AfriForum is nou op reis na Naboomspruit toe. AfriForum se buurtspanne van Centurion Depot en van die Moot Depot en die bakkies en die sleepwaens en die trokke gepak met stampers en bossiekappers en stensels vir padverwmerk en so meer. So ons is pad na Naboomspruit toe en vandag en môre en Saterdag gaan hierdie buurtspanne met al ons vermoëns bietjie die verval beveg in Naboomspruit en die plattelandse dorpies kry swaar onder die verval. Ons moet dan by 9de straat begin. En dan het ek gesê, wat is prioriteite? Daar's een deel wat ons nie moet doen nie. 7de Laan is daar een baie vrot stuk. Ons gaan al ons teer daar opgebruik as ons hom probeer patch. Ons gaan hom doen met warmteer van die myn af. Daar's nog 'n derde groepering mense. Jy het die brekers, jy het die bouers. Daar's nog 'n derde groepering mense en dit is hulle wat net langs die kant sit en heeltyd kla, hulle is so ongelukkig, hulle is vies, jy hoor hulle by die braaivleisvure, hierdie land is in sy kanon in, en dan kla hulle en kla hulle en kla hulle. En Spreuke 18 vers 9 praat oor hierdie soort mense. Spreuke 18 vers 9 sê, hy wat hom laks hou in sy werk, is soos die broer van 'n verwoester. Hy wat aan die kant sit, hy wat nie bou nie, hy wat nie homself offer vir sy mense nie, is net so goed soos die verwoester wat besig is om af te breek en te protesteer.